Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Sarel Du Plessis kan met reg beskryf word as 'n guru van die Suid-Afrikaanse media en bemarkingsbedryf. Met 32 jaar ervaring in die advertensiewese, bemarkingsaangeleenthede en die drukkers- en uitgewersbedryf, weet hierdie 64-jarige boerling van Edenvale so ietsie van die media-industrie en draai ook eerstehandse kennis van krisistye in die geskiedenis soortgelyk aan die huidige COVID-19 pandemie en hoe die mensdom gelukkig weer aan die kant uitgekom het. Sarel was onder andere die besigheidsbestuurder van Business Day en verkoop- en bemarkingsdirekteur van Times Newspapers. In die Media 24-stal het hy die poste as onderskeidelik uitgewer en hoofuitvoerende beampte van sowel die Sondagkoerant afdeling, RCP Media, as News Media North, die uitgewers van Rapport, Beeld en Volksblad bekleed. Sarel was ook die stigter van As24 en algemene bestuurder van Groot FM, wat natuurlik die baie suksesvolle Groot Ontbyt insluit. Terwyl Rapport se uiters gewilde Ons Sing Jou Taal CD-reeks sy breinkind was. Deesdae bedryf Sarel sy eie konsultasiebesigheid Lekker Media, en dit is vir my heerlik om 'n bietjie nouer saam met Sarel te werk en natuurlik gaan hy ons help om binnekort bank te loods. Lekker leer, lekker luister. Sarel, goeiemôre man, is baie lekker met jou te gesels vanmôre. Goeiemôre Jacques. Weet jy, ek het nou paadjie wat ek saam met jou stap, is nie 'n lang paadjie, maar is 'n interessante paadjie. Ek vind jou fascinerend en ek het verlede week toe ek net die idee gekry dat as daar nou oues wat die slegte en die goeie tye gesien het en ons sal nou aan die klipkouers sal ons 'n bietjie vir jou weet of hulle 'n snapshot gee van jou agtergrond. Maar ek het gedink dit sal great wees om 'n bietjie met jou te gesels en te hoor van krisistye in die verlede en natuurlik jy weet hoe ons daar deurgekom het en ek dink is veral nou met hierdie COVID nonsens is dit baie keer mense raak 'n bietjie eendimensioneel oor die toekoms. En mense vergeet dat jy weet daar slegte dinge in die verlede gebeur en ons het sterker en beter daarvan weggestap. So ek wil 'n bietjie wegspring, maar eerstens, jy weet, vertel ons 'n bietjie meer van jouself, gee die Klipkouers agtergrond. Wie is jy, waar het jy groot geword en gee ons sommer hoe jou loopbaan verloop het oor die jare. Okay, Jacques, 64 jaar oud. Ek gebruik oil of delay en dis hoekom ek nog redelik goed lyk vir my ouderdom. Ek is gebore in Edenvale, klein dorpie hier aan die Oosrand, naby Johannesburg. Edenvale Laerskool het ek begin met my skoolloopbaan en in 1965 is my pa verplaas na Amanzimtoti toe waar hy toe 'n groot pos gekry het by 'n kunsmismaatskappy daar in Bobbentini waar ons toe groot geword. Ek is in Port Natal, was ek in die laerskool en in die hoërskool. Interessant genoeg was Port Natal een van daai skole wat jy of standaard 6 in die laerskool kon deurbring of standaard 6 in die hoërskool kon deurbring. Andersins as meeste ander skole wat ek het toe gekies om in die laerskool standaard 6 te doen en ek is toe hoërskool in standaard 7 is ek toe nou soontoe. Na afloop van skoolloopbaan is ek RAI toe. Ek het in Dromedaris koshuis gebly en onder meer daar was ek deel van 'n klomp mense wat vandag natuurlik baie interessante en groot name is. Mense soos Tim Du Plessis wat ek baie naby mee gewerk het later in my loopbaan. Mike Fink wat onder meer ook op stadium die redakteur was van Rapport tydskrif. En dan interessante mense soos Jannie de Tooy en Clive en Morg en die ouens wat trilogie begin het en natuurlik Jannie is vandag nog steeds 'n baie groot naam en 'n klomp ander. Ek het BA kommunikasie geswat. Dit was destyds een van die nuwe fangelse goed wat toe die eerste keer aangebied is deur die Universiteit van RAI of Raus, ons het nou maar genoem het. Was daar 'n noue samewerking met die SAIK dan? Hoekom is hy daar gebou of is dit net nou maar toevallig?
Nee, dis bloot toevallig. Wat wel belangrik was, is dat ons wat kommunikasiekundige swat het, moes as deel van ons praktiese werk, moes ons probeer om in 'n mediaorganisasie wel te gaan tydelik werk in die middag en nagklasse ensovoorts. En ek het toevallig ingestap by Perskorps se hoofkantoor waar die drukkery daar naby RAI was, die nuwe gebou, nou nie die ou gebou nie, en beland in hulle verspreidingsafdeling waar die taak was dat ek het die middag na klas toe gegaan, dan gee hulle vir jou so ou Peugeot handrat kar en 'n klipbord en dan 'n klomp kafees in 'n area wat jy nou moes na toe gaan met die kar en dan stap jy in by die winkel en dan vra jy nou vir die winkeleienaar of bestuurder hoeveel koerante het jy ontvang van die Vaderland, die Transvaal en al die ander koerante op die lys en dan skryf jy dit neer en dan vra jy vir hom hoeveel het jy nou al verkoop en dan skryf jy dit neer en eintlik was dit die manier hoe hulle verkope gemonitor het, maar natuurlik ook die verkope van hulle konkurrente daar buite. En dan het jy nou hierdie goed teruggevat en dan het hulle dit nou gebruik natuurlik om sekere data te versamel om hulle verspreidingsnetwerke en so goed te verbeter. So op die manier het ek beland in die bestuurskant van koerante, nooit aan die redaksionele kant soos my goeie vriend Tim Du Plessis uiteindelik redakteur van Rapport geword het. Ek ken 'n jong vriend van my destyds, 'n redelike kontroversiële jong vriend wat later predikant geword het en miskien gaan ek nie sy naam noem nie want daar is nog steeds allerlei goed op die internet oor hom, maar ek en hy het besef dat ons is absoluut media mal en ons gaan vir Dromedaris, die kos wat ons inwoon, gaan ons maandblad begin. En omdat Dromedaris nou die skip was, een van Jan van Riebeeck se skepe, het ons toe die maandblad het ons genoem die Mishoring, omdat dit ook dan natuurlik 'n verspreiding van inligting is en op die manier het ons dan nou allerlei interessante storieetjies geskryf en ons het van die personeel gekry om te skryf oor wat gebeur in sekere klasse. Tim het vir ons geskryf oor die politiek van die tyd en hy was al toe redelik baie polities georiënteerd geweest, wou ook in die politiek op 'n manier of in die journalistiek van politiek beland. Ook onder meer wel self in die koerantjie beland en dit was regtig verskriklik lekker. Maar ons het nie besef, was daar niks soortgelyks op daai stadium. Niks glad nie. So ons het hierdie droom gehad, kom ons gee die ding uit, maar ons nie weet hoe om dit te doen nie. So uiteindelik het ons besef, ons moet hom laat druk by iemand, en ons het toe 'n drukker gekry hier in Boksburg wat gesê het, hy sal vir ons hierdie 24 bladsye sal hy vir ons druk, maar dit gaan X aantal rand kos. Ons het nooit besef dat dit gaan geld kos nie. So het ek en my vriend gesit en gesê, maar hoe maak ons so? Dit gaan maar oor advertensies, en uiteindelik het ek redelik beland in die advertensieverkope en die reklamebedryf ook. So ek het gesê ek sal gaan geld soek en ek het daar in Melville afgestap en by die Standard Bank tak ingeloop en gevra of die bestuur kan sien en toe verduidelik waar gaan hierdie maandblad en ons is 'n koshuis hier naby aan hom en ons is almal mense wat in die toekoms iewers gaan kom en dit is belangrik dat hulle ons help en hy het gesê hoeveel geld het jy nodig? Ek het nie geweet nie. Ongelukkig het ek nie geweet nie en ek het toe maar sommer uit my kop uit gesê R250. Hy het gesê geen probleem nie en hy het fisies uit een van die kassiere se laai het hy die R250 gaan haal vir my gegee en ek het 'n strokie geteken as bewys van ontvangs. Ja. En ek dink ons het 'n R10 wins gemaak op daai blad, ons eerste een daarna, maar Standard Bank het aangehou om elke maand ons blaadjie te borg met R250. Jy is nou spyt dat jy het nie 500 seker gesê in na die tyd toe nou. Maar dit was my eerste ervaring van advertensieverkope. So na RAI is ek opgeroep, ek moes Weermag toe gaan, ek het Kimberley toe gegaan, Biskoblos, een van die groot kampe daar in Kimberley omgewing. 2 jaar wat ek in die Weermag deurgebring het. Het nie 'n keuse gehad nie. So die 2 jaar was en ek dink ek was een van die laaste wat 2 jaar gedoen het. Uiteindelik het ek as deel van my laaste jaar het ek opgeëindig in Natal Kommandement in Durban wat naby was en waar ons gewoon het in Amanzimtoti. En was dit 'n nie te moeilike tydperk wat ek deurgegaan het nie. Ek onthou die dag toe ons uitgeklaar het na 2 jaar het die offisier wat die groot baas was van 8 KNT of Kommissariaat en Transport Depot my nader geroep en gesê maar ek het hierdie besigheid vir ons so lekker bestuur, wil ek nie bly dan word ek 'n permanent force of affairs soos hulle dit genoem het en dan gee vir my X geld ek het gesê hy sê Kamal van sy kop af yes. En ek is al weg.
So ek is toe einde 1979 het ek klaargemaak met die weermag en in 1980 het ek my eerste media werk gekry. Nadat daar is 'n koerantjie daar in die Suidkus wat in die South Coast Sun en hulle het advertensie geplaas waar hulle gesoek het by Republikeinse pers of Republican Press tydskrifmaatskappy vir advertensiebesprekingsklerk. Ek het aansoek of ek het gesê ek stel belang in 'n oproep gemaak. Natuurlik is daar nie rekenaars en e-posse en sulke goed destyds nie. Hulle het gesê ek kan inkom en ek kan vir meneer Roy Minnar wat die afdelingshoof is kom sien vir 'n onderhoud. Nou ek het nie 'n CV gehad nie, want dit het net gesê jy het geswat, jy was in die army en dis dit. So jy het nou niks meer nie. En ek het die oggend so 11:00 daar by Roy Minnar ingestap. Hy lewe nog vandag toevallig, een van my baie groot mentors in die bedryf en dit is 'n baie belangrike ding om mentors wel te hê. Daar gesit en Roy het so half vreemd voorgekom want hy het met sy een voet op die lesenaar gesit, sy hemp het so 'n bietjie agteruit gehang. Maar 'n ou wat duidelik geweet het waar hy is en wat hy moet doen. Hy dink het my 2 vrae gevra en toe die derde vraag wat hy my vra is, Boetie, drink jy? En ek kan nou onmiddellik sê hierdie kan 'n strikvraag wees. Ek wil sê is dit 'n strikvraag of as ek sê ja, gaan hy my dalk nie die pos aanbied nie en as ek sê nee, gaan hy dalk ook nie my die pos aanbied. So my antwoord was meneer Minnar, I like a good glass of red wine and yes, when there's good whiskey available, I certainly would like to also have some of that. En hy het sy arm so opgelig en so na sy polsdosie gekyk toe sê kom ons gaan lunch. Ek is hier vir 'n onderhoud en hy is die baas en ek en hy ry toe daar uit ons daarna die Wentworth Hotel toe. Ek dink ons het 4:00 die middag teruggekom. Toe is die onderhoud uiteindelik klaar, maar ons is ook klaar. Maar toe het jy die job. Maar goed klaar. En toe ons uitstap toe sê vir my jy maandag begin hoor. So ek het by Republikeinse pers begin as advertensiebesprekingsklerk spesifiek gewerk op 2 tydskrifte van die groep destyds op Farmers Weekly en Bona. Bona bestaan nog en Farmers Weekly ook vandag. En niks was gerekanaliseer nie, so jy het eenvoudig alle besprekings vir advertensies wat ingekom het jy in 'n groot boek geskryf om te sê wie's die adverteerder, hoe groot is die advertensie, wat is die tarief, wat is die koste, wat is die plasingsdatum en uiteindelik het dit dan nou gedien om die opmaak van 'n spesifieke uitgawe van daai tydskrifte te doen. Ek was so 6 maande by die afdeling, die advertensie administrasie afdeling van Republikeinse pers, wat 'n privaat maatskappy was, dit in die Hyman familie behoort. En hulle het 'n klomp tydskrifte uitgegee, onder meer baie bekende een wat vandag nog in baie van die ouer geslag se koppe staan, 'n Scope tydskrif natuurlik. Ja, Scope. En dan Rooi Rose, Garden Gnome sulke goed. Maar Scope het as ek onthou Scope het begin as ek verbeel my ek het eendag by die huis as 'n student. Ons het verskriklik getrek en ek grou in 'n boks daarin en ek trek was 'n 4 of 'n 75 Scope uit. En daai Scope was vol onder andere verskillende drank mixes, hoe om cocktails te maak en goeters. Die vrouens was 'n bysaak, wil ek sê. In elk geval in die begin as ek reg kan onthou. Dit was blykbaar so aanvanklik in 1980 toe ek by hulle begin werk het hy reeds natuurlik in al sy glorie die dames gehad sonder bostukke met sterretjies op die regte plekke en so voort en dit was maar die hoofrede hoekom hy verskriklik goed gedoen het. In elk geval hoe daai ouens weggekom in 'n ou regime met moeite. Maar die sterretjies het gehelp. Oor die sterretjies was die clincher. Net rondom die sterretjies. Ek onthou die redakteur destyds van Scope was die naam van Dave Malanian. Dave het verskriklik baie briewe gekry, nie e-posse nie, maar daar was nie e-posse nie, van lesers wat gesê het, is daar nie 'n moontlikheid vir ons as kopers van die tydskrif om die sterretjies te laat verwyder nie? Dan moes jy 'n premie gecharge het, man. Dit was 'n goeie geleentheid. Wat Dave toe Tom en die kies in 'n brief antwoord toe in die tydskrif om te sê ons het 'n spesiale vloeistof wat jy kan bestel vir R25 'n botteltjie. En as jy dit dan nou op die tydskrif aanver, dan verdwyn die sterretjies nou. Yes. Dit was net 'n grap geweest, maar daartoe letterlik honderde mense het toe bestel en ons het toe besluit om vir hulle hierdie botteltjies aan te stuur
en dit het gelyk soos 'n botteltjie Tipex, maar dit het bloot water in gehad. En ons het dit uitgestuur fisies. Natuurlik het niemand gekla nie, want hulle het besef dit werk nie, maar as jy gaan kla, is jy 'n pervert. Ja. So niemand gekla nie, Jacques. So ek het na 6 maande by die advertensie administrasie afdeling is ek toe 'n geleentheid gebied om Kaap toe verplaas te word, om die advertensie verteenwoordiger te wees van Farmers Weekly in die Kaap. En Republikeinse Pers het 'n baie lekker kantoor in Loopstraat gehad met redaksionele personeel, advertensiepersoneel ensovoorts. En daar het ek gewerk saam met die 2 redaksiemense van Farmers Weekly wat in Stellenbosch 'n kantoor gehad het. En by allerlei verskillende landgoedere en boerderye uitgekom en betrokke geraak by die verkope van advertensies ensovoorts. Dalk een interessante staaltjie, ek het eendag die landbou skou besoek met daar op die Goodwood sportgrondeplaas of skougrondeplaas vind dit. En interessant, ons het nie gemaklik aangetrek nie. Ek het met 'n paar klere soontoe gegaan, so ek het langbroek aangehad, das, baadjie, die hele hooks. En op 'n stadium toe loop ek nou saam met die man van Farmers Weekly, die redaksieman, en ons staan so by die skou-sirkel waar die Brahmaan beeste nou so rond beweeg en hulle nou deur kenners oor beskou word om te besluit wie's die wen Brahmaan bees hier op hierdie spesifieke geleentheid. En 'n groot Brahmaan bil kom by my verbygeloop en toe hy net verby my is, toe lig hy sy stert op. Maar kyk, hy spyt vir my, hy skyt vir my. Daar's 'n ander woord oor hierdie broek, baadjie en das van my met 'n absolute gemors. Die mense van die Brahmaan vereniging het onmiddellik nader gestorm en probeer skoonmaak saam en so voort en toe later betaal vir my pak klere om skoongemaak te word by 'n droogskoonmaker. Maar dit is regtig nie 'n goeie ervaring nie. Dit was die perfekte tyd om vir 'n bietjie advertensiegeld te vra. En ek het. En hulle het geadverteer daarna. Jacques, ons het so 'n bietjie meer as 'n jaar of langer in die Kaap gebly en ons oudste seun Reinhard is toevallig ook in die Kaap gebore. Ek is terugverplaas daarna met 'n bevordering terug na Republikeinse Perskantoor in Mobeni, waar ek toe uiteindelik die advertensie en promosie hoof geword het van Farmers Weekly en saam met die destydse redakteur Lionel Mandel het ons op die eerste klein boer tydskrif begin, of dan nou Smallholder wat aanvanklik deel was van Farmers Weekly en later 'n aparte tydskrif geword het. Baie lekker tyd wat ons deurgebring het. Hoe was Farmers Weekly geposisioneer nou? Want jy het die Landbou Weekblad gehad, of is dit suiwer vir die Engelse boer? Is dit so eenvoudig so dit gewees? Vir die Engelse boer, maar jy sal ook as ek nou reg onthou van die tyd, ons het altyd gesê dat Farmers Weekly was meer gemik op die checkbook boer. Met ander woorde 'n boer wat plase besit het, maar nie noodwendig geboer het. Soos 'n gentleman's farmer. 'n Gentleman's farming, ja. So dit was eintlik op hulle gemik geweest. En glad nie in die marksegment van Landbou Weekblad nie, alhoewel ons weet dat baie van die boere het beide die tydskrifte gekoop, maar dit was glad nie sirkulasie gewys op dieselfde vlak as Landbou Weekblad nie. Ons het so 40,000 verkoop per week, en Landbou Weekblad was hier in die omgewing van 100,000 plus, want dit was nou net hoe die landbou demografie gelyk het van boere destyds. Is interessant net snaaks net hierdie goed nou onthou terwyl ek met jou sit en gesels. Ek onthou eendag het 'n adverteerder my gebel. Toe vra hy vir my, hy wil graag in Farmers Weekly adverteer. Toe sê ek nie, dis baie maklik. Toe vra hy hoe gereeld verskyn Farmers Weekly. Toe sê ek, well, the name says it all. It's Farmers Weekly. It's not Farmers Monthly. Ja. Nee, hy was redelik omgekrap want dit het toe gehalf gelyk of ek kom probeer reghelp wat ek probeer doen het met wat te sê. Ja. So ek is hier in 1986, 87 weer verplaas deur die groep na Johannesburg kantoor toe van Republikeinse Pers waar ek die hoof geword het van die advertensie afdeling. Nog steeds verkope van advertensies, nou is ek heeltemal weg van die landbou inhoudsbedryf self. En uiteindelik was ek by die groep gewees tot en met 1989. Ek het voor dit het ek 'n nuwe Afrikaanse landbou koerant vir die groep begin in die naam van Boere Forum, 'n tabletgrootte koerant op glanspapier gedruk en versprei per pos aan so 40,000 boere in die noordelike gebiede van Suid-Afrika, maar kom ons sê noord van die Vaalrivier, die Ou Transvaal, Vrystaat, Oos-Transvaal, Noord-Transvaal en so voort.
en toe daarna opgeëindig in Kaapstad as die hoofbestuurder van die groep waar ek verantwoordelik was vir die redaksionele span, die verkope span, sowel as die Perscor groep mense wat destyds ook by ons gesit het in die kantoor. En dis waar Republikeinse Pers geëindig het. Ek het natuurlik baie goeie geleenthede gehad om destyds saam met die uitvoerende hoof van Perscor, Prof Koos Buitendag, saam te kom ons sê goed aan te vang en so voort. En hy was 'n moeilike ou man geweest. Maar in elk geval, gedurende Republikeinse Pers nou laaste jaar by hulle in die Kaap, is ek eendag gevra om saam met 'n groep mense van 'n reklameagentskap na die KWV toe te gaan. Hulle het aangebied om die KWV se bemarking en reklame vir hulle te hanteer en hulle doen 'n tipiese pitch. En hulle het sekere inligting nodig wat betref marksegmente en so voort, en dit was deel van die diens wat ons aangebied het by RP, en ek ry toe saam en hulle vra toe op pad soontoe vir my of ek sal bereid wees om te help met die aanbieding en daai gedeelte van die aanbieding aan die senior bestuur van die KWV te doen, wat ek toe nou doen. En voordat ons uitstap uiteindelik na so 3 ure gesprek, toe word ons net daar en dan word ons aangebied om die rekening, of hulle dan nou die rekening te kry, met 'n baie groot rekening vir 'n reklameagentskap destyds was. En natuurlik was daar oorweldigende blydskap onder die eienaars van die reklameagentskap met die naam van Prounam destyds. En op pad terug wat hulle nou, ek nou saam met hulle gery vat, hulle nou terug Kaap toe, net daar sê hulle vir my, luister, ons gaan vir jou nodig hê om saam met ons kliënte hierdie werk te doen, sal jy by ons aansluit, en hulle het my baie geld aangebied, en ek is toe weg by Republikeinse Pers, en ek het by Prounam gaan werk in Bellville, waar ons kantore gehad het. So met die KWV is die grootste kliënt op daai stadium. As die grootste kliënt en 'n klomp ander, ons het die burgers se wynfees hanteer, ons het Kagakamme hanteer, en 'n klomp ander kliënte, ons het ook Boland wyne het ons vir hulle goed gedoen en so voort. Ek het so 'n jaar nadat ek by hulle aangesluit het, het ek Johannesburg toe getrek op 'n versoek dat ek die agentskap uitbrei en ook kom vestig hier in Johannesburg en nuwe kliënte en besigheid kry. Ons het dit toe gedoen, ek het 'n kantoor gevestig daar in Randburg, ook onder die naam Prounam, en uiteindelik het ons saam met 'n ander kleiner agentskap die boon in Gauteng saamgesmelt. Dit het uiteindelik die Prounam Partnership geword, 'n lekker groot besigheid, en ek was steeds deel gewees as 'n vernoot van hierdie besigheid tot en met 1993, waar ek op daai stadium ook onder meer die media vir die agentskappe hanteer het, en dus het ek die media maatskappye soos Media 24, dit was toe nog nie Media 24, die Times Media en ander gesien het, omdat hulle ons kom sien het om te vra dat ons kliënte se advertensies by hulle sal plaas. En een van die ouens wat die dag daar by my instap, sy in die naam van Robin Parker, hy so jaar gelede oorlede, 'n legende in die bedryf. En Robin Parker wou by my kom vra oor 'n paar van ons kliënte wat hy wou gehad het, ons moet adverteer in die Sunday Times by hulle, en dalk ook in Business Day en die Financial Mail, dis die 3 groot babas van Times Media Limited, wat destyds as Times Media Limited bestaan het. En terwyl ons sit en gesels, toe vra hy vir my, in Engelsman, hy sê vir my, aren't you from Durban? Sê ek, well, yeah, but not been there for a while. To say, well, we're looking for a general manager to run our business down in Durban. Would you be interested? En hy vat daar 'n stukkie papier op my lesenaar en hy begin daar 'n pakket neerskryf en so voort. En hy vra toe vir my, are you interested in doing this? En net op daai stadium toe besef ek, maar dit klink vir my absoluut na die regte ding op die regte tyd. En ek aanvaar die aanbod net daar op 'n stukkie papier en ek teken en ek verkoop my aandelehouding terug aan die ander vennote by Prounam Partnership, en 'n maand later is ek en my vrou op pad terug Durban toe. Ons het weer in Amanzimtoti gaan bly, en die interessante van Amanzimtoti se tweede bly wat ons in gaan bly het, is ons moet toe baie vinnige plek kry om te huur, ons gaan nie koop aanvanklik nie, en die huis wat my pa gebou en ek in groot geword het, is beskikbaar as te huur. En ons het teruggetrek in die huis wat ek in groot geword het, toe nou saam met my vrou en ons eerste kind wat toe nou al 'n paar jaar oud is. En ons het kantore gehad in Durban, in die hoofstad van Durban self, waar ek dan nou die hoofbestuurder was van die groep
wat betref al hulle aktiwiteite. Daar was 'n redaksionele spanne van die koerante, die verkope afdeling ensovoorts. Dit was 'n baie goeie 3 jaar vir my, net uiteindelik daartoe gelei dat my loopbaan in die mediabedryf is werklik vir die eerste keer absoluut gevestig gewees, met die planne wat ons gemaak het en die goed wat ons reg gekry het as 'n span. En tydens die jaarlikse MoMA toekennings of the Media Owners Marketing Awards in April 1996, ekskuus, ek wil altyd onthou waar ons nou is, het die besigheid in Durban van Times Media Limited die 11 van die 14 toekennings gewen vir verskillende kategorieë van werk wat ons daar gedoen het. So dit was baie lekker. Wat wat is die koerante? Noem dit net weer asseblief. Dis die Sunday Times, die Business Day en die Sonder Financial Mail, was die 3 groot manne van Times Media Limited, ja. En dan natuurlik het hulle later ook 'n tydskrifte afdeling gevestig wat 'n deel was van wat ek in Durban gedoen het. Ek is toe bevorder uit Durban uit terug Johannesburg toe as die hoofbestuurder van Business Day, waar jy nou verantwoordelikheid neem as kom ons sê dan 'n uitgewer van daai spesifieke publikasie. Jy het 'n redaksie natuurlik wat nie aan jou rapporteer nie, want in al die omgewings wat ek in gewerk het, was redakteurs en hulle aktiwiteite nooit onderhewig aan bestuur nie. Jy het wel die infrastruktuur vir hulle bestuur onderweer en seker gemaak dat daar bemarking is en verspreiding is en advertensies is en alles wat hulle nodig het, maar die redakteurs het nooit aan die hoofbestuurders gerapporteer nie. Maar dit was 'n baie lekker ondervinding en 'n ervaring om 'n koerant soos Business Day wel te kon bestuur wat destyds regtig seker vandag nog steeds as 'n finansiële publikasie vir daaglikse basis 'n baie groot diens gelewer het aan beleggers, aan sakemanne, organisasies ensovoorts. So net ek wil net vinnig daar jou in die rede val. Jy het nou mooi verduidelik uitgewer versus redaksie. So die uitgewer, as jy praat van jy's die uitgewer, jy sit die hele infrastruktuur in plek, soos jy sê die bemarking, maak seker daar's kantore en dan kom die redaksiespan en wat basies die inhoud skep. Korrek, hulle verskaf die inhoud. Jy doen ook alles daarna. Jy sal die blad opmaak van die koerant doen en so voort. So die blad opmaak van koerante of tydskrifte is maar altyd onderhewig aan advertensiespandering. So net om een voorbeeld te vat, ons het X aantal kolomsentimeters vir môre se koerant en gegee die manier hoe 'n koerant opgemaak word, 60% inhoud, 40% reklame wat hom winsgewend genoeg gaan maak, sal jy met ander woorde sê gegee die hoeveelheid reklame wat ek het, X aantal kolomsentimeters kan ek in totaal kan ek 'n 24 blad koerant môre uitgee. So dan begin my afdeling om daai koerant aan mekaar te maak, aan te sit deur al die advertensies te posisioneer op daai 24 bladsye waar hulle bespreek is 'n bladsy 3, 'n bladsy 5, 'n 7, 'n strip ad onder oortjies daar ensovoorts. En sodra dit afgehandel is, gee ons daai pakkie deur aan die redaksie en sê dit is wat julle nou moet volmaak in daai 24 bladsye in terme van inhoud. Natuurlik is daar sekere goed wat belangrik is. Daar's 'n hoofartikelblad wat altyd gegeewe is. Jy kan nie daar advertensies plaas nie. Jy kan nie advertensies in die middel van 'n bladsy plaas nie ensovoorts. Maar dit is 'n ooreenkoms tussen redaksie en advertensies en dan maak redaksie daai koerant vol en maak seker. Wie is die belangrikste? Is dit 'n hoender en eier ding of is dit daar gaan altyd dit gaan 'n hoender en eier wees. Dan ongelukkig gaan jy nooit 'n koerant kan uitgee as jy nie advertensie of reklame inkomste het nie. Aan die ander kant as jy reklame inkomste het en jy het nie goeie inhoud nie, gaan jy natuurlik ook nie 'n produk hê wat die publiek gaan koop nie. So dit is daai 3 elemente wat uiters belangrik is. Aan die een kant is dit inhoud, aan die ander kant is dit geld en aan die derde kant is dit 'n koper daar buite wat moet reageer op hierdie pakkie van inhoud wat jy aan hulle beskikbaar stel. Maar jy moet seker maak daai 3 bene werk goed saam. Absoluut. Ja, en jy moes met ander woorde ook 'n baie goeie verhouding intern moes jy kan kweek met jou redaksiespan, met jou drukkers aan die buitekant, met jou advertensieverkoopsmense wat dit moet opmaak. Dis jy speel puzzle. Maar dis heerlik om dit te kan doen en ek moet sê die bestuurspan wat destyds by Times Media Limited gewerk het en die groep van ons wat die hoofbestuur uitgemaak het van daai span, sal my altyd bybly as van die lekkerste en van die mees produktiefste tye in my loopbaan ooit. Was heerlik. Want kort daarna beweeg ek toe aan en word ek toe aangestel as die hoofbestuurder van die Sunday Times
wat natuurlik die Big Daddy van koerante in Suid-Afrika was. Destyds in die omgewing van omtrent 600,000 koerante op 'n Sondag verkoop. Baie verder as enige ander koerantrapport, was die tweede grootste met omtrent 400,000 koerante. So jy het gepraat van 'n bilie van 'n koerant hier, wat in terme van die dikste uitgawe, as ek reg onthou, was hier in die omgewing gewees van 'n 60 blad koerant, en dan het hy nog 40 bladsye gehad van loopbane op die career section wat aan die agterkant bygekom het, plus 'n tydskrif wat ingegaan het. Was regtig 'n ongelooflike pakkie om mekaar te sit elke week en geweldig baie geld gemaak het. Nie net uit omslagverkope nie, maar dit was eintlik die sekondêre inkomste stroom. Jou advertensie-inkomste was by verre die meeste gewees. Maar 'n groot baba wat elke week aan mekaar gesit moet word. Ek het saam met 'n aantal redakteurs gewerk daar toe ek die hoofbestuurder geword het van Sunday Times. Ek het saam met Brian Pottinger gewerk en toe later saam met Mike, nou gaan Mike se naam is van my nou ontval. Ongelooflike mense wat geweet het wat belangrik is en die inhoud geskep het om vir die demografiese profiel vir wie die koerant bedoel was daar buite seker te maak dat hulle daai koerant gaan koop. Ek dink van die groot goed wat ek kan onthou wat uitstaan gedurende daai tydperk, twee goed wat belangrik was. Sunday Times het begin met die eerste baie groot nasionale kompetisie Finders Keepers. Baie mense onthou dit vandag nog. Ek was deel daarvan gewees. Waar ons R1 miljoen in kontant weggegee het aan een leser van die koerant wat oor 'n periode van 6 tot 8 weke elke week leidrade moes in die koerant opvolg om uiteindelik dan nou aangewys te word as die wenner van die R1 miljoen en ons het onder meer dit ook redelik sterk op televisie geadverteer destyds. Ek onthou met die eerste Finders Keepers wat ons toe uiteindelik die wenner bepaal het ons besluit om 'n bietjie van 'n produksie daarvan te maak. So die wenner en 4 personeellede wat voorgedoen het dat as hulle lesers is, was een van, met ander woorde, 'n spannetjie van 5 moontlike wenners, alhoewel dit was nie so nie. Die wenner was daar saam met sy vrou en dan was daar 4 personeellede wat kamstig ook moontlike wenners en ons sou kamstig die wenner dan nou aanwys gedurende 'n funksie, 'n middagete by 'n plek daar naby en ons het almal met 'n bus gery en ek het besluit om die wenner so 'n bietjie te por en te sê maar kom ons maak 'n plan hier want dis een van ons wat dit gaan wen. En as ek met jou 'n deal maak, as ek wen gee ek jy die helfte van daai miljoen en as jy wen gee jy my die helfte. En hy het so 'n bietjie gedink en sy vrou gekyk en toe sê dis nie 'n sleg idee nie. Want ten minste dan het hy 'n beter kans om 500,000 te wen as 'n miljoen te wen. En toe later kom hy terug toe sê hy sy vrou sê nee. Sy dink nie dis 'n goeie plan nie want as hulle wen is 'n miljoen. Sê ek verstaan dit, maar jy het 1 uit 5 kans. 100% van hulle is 0. Gaan praat ek kamstig met die ander, toe kom ek terug toe sê ek ons is almal in. Ons kan almal R200,000 wen, ongeag wie nou vandag gaan wen. Ja. Want dan is elkeen 200,000. Met ander dis nog steeds baie geld. Yes. En uiteindelik het almal daarvoor geval tot reg aan die einde toe kom die werklike wenner terug toe sê hy is uit. Hy gaan sy kanse vat. Hy gaan nie saam met die ander ingaan. Natuurlik toe hy nou uiteindelik besef wat gebeur en hy sy R1 miljoen cheque kry en daar staan saam met ons toe vind hy nou uit natuurlik ons het hom so 'n bietjie gevolg. Dit was baie lekker. Ek dink die tweede een wat by my bystaan of eintlik 3 goed wat bystaan in hierdie tydperk wat ek dink wys hoe moeilik dit of hoe maklik dit kan wees as jy 'n span mense het wat in een span saamtrek. Dan is dit spesifiek die Saterdag aand in die dood van Lady Di in Frankryk in 'n tonnel. Nou, as jy verstaan hoe werk 'n Sondagkoerant, teen 'n Saterdagmiddag, hierso teen 4:00 se kant is die inhoud van daai koerant is alles verpak. Die stories is geskryf, die bladsye is opgemaak, die advertensies is geplaas, die goed is reeds by die drukkery, hulle begin reeds om plate te maak op die drukkery, hulle sit reeds op en hulle het begin druk alreeds, want hulle begin hierso so teen 7:00, 8:00 begin hulle druk. En ons druk natuurlik daai koerant op verskeie plekke reg in die land, hier in Gauteng in die Kaap en Port Elizabeth en in Durban. En dan ewe skielik kry jy die nuus in die omgewing van 9:10 hierdie aand dat hierdie ikoniese persoon is in 'n motorongeluk oorlede en natuurlik jy kan nie môre daai koerant uitsit op straat as jy nie hierdie storie dek nie. En daai hele redaksionele span het daai nag teruggekom
Ons het die verspreide koerant het ons gestaak. Ons het die hele verspreidingsnetwerk op hold gesit en gesê, kom terug rolperse toe, bring die koerante wat julle nog nie aflewer dit nie terug. Hulle het daai hele koerant aan mekaar gesit met al die inligting. Natuurlik is dit nie die hele koerant nie, dis eintlik die voorblad en 'n paar ander paar blaaie, maar dit moet erbij gesit word. Ons was die oggend teen 6:30, bietjie later as gewoonlik was ons terug op straat gewees met 'n nuut oorgemaakte koerant met Lady Di se dood in die koerant in. En natuurlik met 'n baie verligte hoofbestuurder en 'n redaksie wat sê dat ons we done it, we got it out there, die ding het gewerk en so voort. So dit kan gedoen word indien dit nodig is. Daar's natuurlik geweldige groot verlies van gedrukte koerante wat toe nie verkoop is van die eerste lot nie, wat teruggekom het, maar die addisionele verkoop op die koerant het opgemaak vir daai verliese. Ek dink dit was seker een van die grootste verkopers van alle tye van Sunday Times. Pragtig. So ons praat nou 97, né? 97, ja. Ja, daar's 'n storieetjie rondom dit ook aan my eie kant. My jongste kind, Danica, dogter, is 2 dae voor dit gebore, voor die dood van Lady Di. En ek was toevallig in die teater tydens die geboorte van ons dogter en my vrou het epidurale keisersnee gehad. En daar's natuurlik nou 'n klomp mense in die teater waar staan, die dokter self, die ginekoloog en 'n paar ander mense. En toe hulle vir Danica uit die baarmoeder uithaal, toe gee hulle haar vir my aan. En ek maak toe die volgende stelling, terloopse stelling wat ek gemaak het op grond van iets wat ek gelees het. En ek het gesê daar voor al die mense, ek het iewers gelees dat daar kan ten enige tyd in hierdie wêreld net 'n sekere aantal prinsesse wees. En wanneer 'n nuwe prinses gebore word, moet 'n bestaande prinses sterf om plek te maak vir die nuwe prinses. En lo and behold, 2 dae later sterf Lady Di in 'n tonnel in Frankryk. Want daai ginekoloog het daar by my vrou ingestap die oggend en gesê, "Wat het jou man gedoen deur hierdie ding te sê?" Natuurlik is dit glad nie iets wat ek op daai stadium so 'n miljoen jaar dit nou gedink het gaan gebeur. Ek dink en ons kom dalk nog daar by Jacques, maar terwyl ons in hierdie storielyn van my is, ek was by die Times Media Limited groep spesifiek in die hele aanloop tot Y2K. Jy onthou Y2K? Ek dink meeste van mense sal Y2K onthou. Die vrees was dat alle rekenaars sal op 'n werk, huisbakke sal gaan staan, mense wat op roltrappe staan sal nie kan verder beweeg nie, hulle gaan daar staan vir lank. En natuurlik gaan ons nie 'n besigheid soos koerantuitgewery kan bedryf nie, want alles is op rekenaars doen op daai stadium. En die voorbereiding en die beplanning wat gedoen was, wat ek tot vandag toe nie kon verstaan, dat almal van ons, insluitend 'n ongelooflike goeie IT-afdeling by daai groep, nie kon verstaan het dat, but why? This is just not gonna happen. Ja. Hoekom sal rekenaars ophou werk? Om watter rede? En dan was daar stories vertel van hoekom dit kan gebeur of sal gebeur en so voort. En natuurlik het ons almal asem opgehou, maar ons het die werk gedoen, met ander woorde, ons het backups gaan skep vir allerlei goed wat nodig is vir die redaksionele span, vir die opmaakspan van die bladopmake, by die drukkerye en so voort, is daar addisionele toerusting aangekoop wat toe opgestel was om vanaf 1 Januarie 2000 te begin werk in steede van 31 Desember 1999 en so voort, sodat ons kan aangaan met die goed en natuurlik niks daarvan het gebeur nie. Dit was 'n geweldige klomp werk wat gedoen is, dit was 'n geweldige druk op almal gewees en spanning wat geskep was, wat as jy seker terugkyk nou dan seker een van die grootste flops ooit in terme van toekomsverwagtinge wat jy gehad het, wat natuurlik niks aan gekom het nie. Jacques, hier in die tydperk wat ek vir Times Media Limited gewerk het, was van die senior mense altyd aangewys om die groep te verteenwoordig op allerlei bedryfsliggame soos die Print Media Association of South Africa of op SAPA of op die ABC of organisasies waar hulle betrokke by was en hulle verteenwoordiging moes gehad het. So in daai tydperk was ek onder meer 'n direkteur gewees van Print Media SA of PMSA. Ek was op die direksie van die ABC, die Audit Bureau Circulation, namens Times Media Limited, nou nie op my eie nie, maar ook die namens die Sunday Times, maar eerder as die groep in 'n paar ander direksies.
En natuurlik, omdat jy op daai direksies gedien het, het jy saam met direkteure gedien van ander groot media maatskappye. Naspers se mense was daar, Independent se mense was daar, Caxton se mense was daar. Dis nou maar die 4 groot koerant media organisasies wat in al die goed almal betrokke was. En gewoonlik het hulle ook befonds en daarom het hulle verteenwoordigers op hierdie direksies gehad. En ek onthou tydens een van die PMSA direksievergaderings was daar 'n man wat my verskriklik beïndruk het. Sy naam is Jan Malherbe. Jan Malherbe lewe nou nog vandag. En Jan was destyds die uitvoerende hoof van Naspers se koerante afdeling. En ek en hy het baie goed bevriend geword omdat ons eintlik in daai groepies op hierdie direksies eintlik van die enigste 2 Afrikaans sprekendes was. Die ander was nou altyd meestal Engels sprekend. En ek onthou Jan het eendag vir my gesê toe ons buite staan en koffie drink, toe sê hy vir my, wat maak 'n goeie boerseun soos jy by hierdie Engelse mense? Dis nou die Times Media Limited groep. Dis werk lekker hier. En hy sê toe vir my, maar ek kan iemand soos jy gebruik, dus ek nie, maar ons praat maar die toekoms iewers vorentoe. En dit was hier in die middel van die jaar 2000, na Y2K nou nie gebeur het nie, wat ek op 'n Saterdagoggend oproep kry van Jan Malherbe, ek is nog by die huis, en Jan, ek weet nie waar hy my nommer gekry het, hy sê vir my, luister, wat is die kans dat jy vanmiddag op 'n vliegtuig kan klim en Kaap toe kom en my toe kom sien, of wil graag met jou gesels. Ek sê, waaroor? Hy sê, nee, ons het 'n plan. Ek koop daar en dan vir my 'n vlugkaartjie, ek is die middag af Kaap toe, ek het hom laatmiddag in sy kantoor gekry in die Naspers gebou op die Voorstrand. Hy het vir my gesê dat hulle besig met 'n klomp goed wat gebeur by die groep en die Naspers handelsmerk gaan plek maak vir die uitgewery besigheid van die groep in die naam van Media24 en dat hulle gaan, binne dit gaan hulle baie spesifieke Media24 koerante groep hê, tydskrifte groep, uitgewery groep ensovoorts. En duidelik is die persoon wat op daai stadium dan nou die Sondagkoerante van Media24 bestuur het, is op aftree ouderdom en hy soek iemand om te vervang. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Het jy geweet dat Media24 sowel Afrika se grootste uitgewer, drukker en verspreider van tydskrifte en verwante produkte as die grootste koerantuitgewer op die kontinent is? Media24 is die drukmedia afdeling van Naspers en beheer die maatskappy se koerant en tydskrif uitgewersbedrywighede in Suid-Afrika, insluitende die internetpublikasie van die 24.com groep van webportale. Naspers is in 1915 gestig en is sedert 1994 gelys op Johannesburg se effektebeurs. Dit beskik ook natuurlik oor 'n vlak 1 American Depository Receipt programme notering op die Londense effektebeurs met oorseese beleggers wat sowat 50% van Naspers se aandeelhouer basis uitmaak. Hulle het 'n baie uitstekende pakket aangebied wat onder meer 'n groot hoeveelheid Naspers aandele ingesluit het wat ek dink 'n redelike clincher was in so 'n gesprek. En ek is terug huis toe die aand laat en 'n besluit geneem saam met my vrou en gesin en gesê kom ons maak hierdie skuif en ek het toe by Times Media Limited bedank. Kan ek net sê op daai stadium was ek nie meer die uitgewer van of die hoofbestuurder van die Sunday Times nie. Ek is toe intussen tyd bevorder na sales en marketing director van die groep waar ek daai verantwoordelikheid namens die hele besigheid hanteer het. So dit was 'n belangrike besluit vir my want ek beweeg weg van 'n direkteurspos af in 'n groep maar na 'n baie groter groep toe wat groter potensiaal toon, maar met dalk nie so belangrike postitel as wat ek tans het nie. Wat ek eintlik nie noodwendig moet sê dis belangriker nie, maar in elk geval ek is toe weg sien toe. Ek is toe aangestel as die senior hoofbestuurder van die koerantegroep hier bo in Gauteng in Johannesburg. Die Media24 gebou is daar in Auckland Park, net so 'n paar handetree weg van die SAIK gebou af. En my verantwoordelikheid was om die besigheid in totaliteit van die koerantegroep hier bo te bestuur. Dis die hoofkantoor van koerante is hier, die hoofkantoor van tydskrifte is in die Kaap, maar koerante is hier bo want dit is waar onder meer Rapport, Beeld, City Press, 'n klomp gemeenskapskoerante ensovoorts besigheid en natuurlik die Volksblad is naby en dit is hoekom ons hierbo dit bestuur het op die manier. Maar my verantwoordelikheid was aanvanklik net hierbo gewees
in die koerante. In daai tydperk, ek dink is in die eerste jaar wat ek die besigheid begin bestuur het hierbo, het ek besef dat ons het uiteindelik 'n baie groot probleem rondom die advertensieverkope van 'n groot groep soos Media24 koerante. Wat dit eintlik behels het is dat elkeen van die koerante het sy eie verkoopspan gehad wat die direkte adverteerders hanteer het, sowel as die nasionale adverteerders. Nasionale adverteerders kom altyd daarop neer dat jy by reklameagentskappe gaan bemarking doen, verkope hanteer, want gewoonlik is dit baie groot nasionale kliënte wat van reklameagentskappe gebruik maak en jy gaan nie noodwendig na daai kliënt toe nie, jy gaan na sy reklameagentskap toe wanneer jy aanbieding gaan doen. Maar nou kom die ou van beeld by the Media Shop en hy doen 'n pragtige voorlegging en die ouens by Media Shop sê, "Jep, ons gaan hierdie kliënt by julle adverteer in die beeld, maar ons moet by rapport ook wees." Dan sê daai ouetjie, "O nee jong, ek hanteer nie rapport nie. Ek sê iemand kry van rapport by jou te kom sien." En so het hulle dit gedoen en dan het iemand uit die Kaap uit gevlieg en om namens die burger te kom en toe sê ek, "Maar dit kan ons nie werk nie. As ons wil beter en slimmer werk, hoort ons 'n organisasie te vestig wat namens die koerante groep hierdie taak kan verrig op alle vlakke, nasionaal sowel as direk. En uit dit is Ads24 gebore. Dit was my baba gewees, het ek toe saam met die Nascom en die Nasnet groep. Nascom was die gemeenskapskoerante of die communities en Nasnet was die dagblaai en die sonnakoerante se afdeling. Ons het daai goed saamgevoeg, 'n nuwe handelsmerke skep vir hulle en dit genoem Ads24 om saam te val met die 24 handelsmerk van Media24 en alles het op daai stadium begin 24 word in elk geval. So dit was die regte naam op die regte tyd en dit toe geherposisioneer as 'n organisasie wat eintlik wegstaan van die bestuur van die koerante en hulle primêre verantwoordelikheid is om namens daai koerante hulle begrotings te gaan jaag en te verbeter teenoor wat die koerant self op sy eie kon doen. Dit natuurlik noodwendig daartoe gelei dat in hierdie proses het van die koerante wat kom ons sê nou maar sekere advertensies gekry het by 'n sekere adverteerder, dit begin verloor het want die sinvolle verkope daarvan het beteken dat wanneer jy by die agentskap gepraat het dit sin gemaak om eerder daai advertensies by daai koerant en daai koerant te plaas en nie by hierdie koerant nie. Maar die taak was om uiteindelik die spandering van daai kliënt te verdubbel. So die groep het gebaat daarbey, alhoewel 'n titel mag dalk minder omsette gekry het van 'n spesifieke adverteerder. Nou as ek reg onthou toe ons begin het in 2000 Oktober 2000 met Ads24. Ek het 'n bestuurder gehad destyds. Dit was nie hy het aan my gerapporteer, maar ek het dit nie self bestuur nie, maar ek het die ervaring gehad van Times Media Limited af. Het ons gesê, hoe lyk die totale begroting van die koerante se nasionale adverteerders vir die jaar 2000-2001 en as ek nie mis het nie en dis nou ou syfers, so dit maak seker nie saak as ou dit noem nie. Dink ek die begroting in totaal was so by 400 miljoen rand se omsette. Dis nou vir al die koerante binne die groep. Dit sluit al die gemeenskapskoerante waarvan 'n hordes is, plus jou groot sonnakoerante, plus jou dagblaaie en intussen tyd nog 'n sonnakoerant bygekom en dit was Sunday Sun. En nou sit 'n ou met daai geld en ons het te sê ons wil dit verdubbel. Jacques, ek is trots om te sê met die span mense wat ons destyds gehad het ons hier teen 2004-5 was daai omset nie verdubbel nie, maar vir 3-4 dubbel. Want dit het net sin gemaak om dit op hierdie manier te doen tot voordeel van die groep, maar meer belangrik tot voordeel van die adverteerder. Want dis tog wat belangrik is vir jou. Die ou moet voel dat hy kry die regte advies by hierdie groep om op die regte plekke te adverteer en nie omdat hy 'n slim rep het wat hom omkom of 'n mooi gesiggie wat kom probeer verkoop nie. So dit het regtig baie goed gewerk. Ongelukkig is ons hoofbestuurder van Ads24 daai stadium op aftredering gewees en toe word ek gevra om die besigheid te bestuur en ek is toe aangestel as die uitvoerende hoof van Ads24 vir 'n tydperk van 'n jaar en 'n half om nou die besigheid te vestig. Wat toe gebeur het, ons het toe baie goed reg gekom en toe in 2003 daar rond is ek toe aangestel as die uitvoerende hoof van die Sonnakoerante divisie Rapport, City Press, Sunday Sun, waar jy daai totale pakkie soos wat ek gehad het by Times Media Limited, waar jy as uitgewer effektief verantwoordelik is vir alle infrastruktuur. Weereens, die
die redakteur van daai groep werk hier baie nou mee saam van daai koerante, hulle rapporteer nie aan jou nie. By Media24 was dit eintlik nog meer interessant, die redakteurs van die koerante het net gerapporteer direk aan die voorsitter van die direksie op daai stadium Ton Vosloo, meneer Ton Vosloo. Andersins het die redaksiespan het natuurlik aan die redakteur gerapporteer, maar die res daarvan, weer 'n keer, alle infrastruktuur, alle verspreiding, alle omsette, alle opmaak, al goed was deel van die uitvoerende hoof se verantwoordelikheid om dit te laat werk. Ek kan net sê dat, om nou terug te kyk na die tydperk, was daar 2 groot stories by Rapport, wat baie belangrik was. Die een was die hele storie oor Steve Hofmeyer en Janine van der Vyver, met wie hy vandag getroud is en 'n kind het, wat vir ons een van die grootste verkopers van alle tye was, in die tyd wat ek die koerante bestuur het by Media24. Ons het gewoonlik so, ek het altyd gelag daaroor en gesê, ons verkoop so gemiddeld 420,000 koerante op 'n Sondag, waar as die Bulle teen die Stormers speel op Loftus en die Bulle wen, dan verkoop ek so 40,000 meer koerante gemiddeld. Pragtig. Maar hel, as die Bulle verloor, dan verkoop ek 60,000 meer koerante. So dit is kwaad vir die wêreld dan. En dit het 'n deel van die beplanning gewees. As op 'n Saterdagmiddag die Bulle gespeel het en hulle die Stormers gewen, dan het ons onmiddellik die druksyfer aangepas en meer koerante laat druk, en ons weet ons meer koerante verkoop. Julle moes die Bulle gesponsor het, man. Ons moes eintlik, ja. Ons moes eintlik. Maar dit was interessant te kyk. Ek dink die ander groot storie wat ons natuurlik saam met die destydse tydskrif van Media24 deurgedraf het, was die hele ding rondom Joost van der Westhuizen en alles wat daarmee gebeur het, wat oor 'n tydperk van 'n aantal weke weer 'n keer 'n baie positiewe ervaring gehad het op die verkoopvlak. Mense sê altyd, ja, maar julle maak geld uit ander mense se probleme ensovoorts. My antwoord altyd was dat julle is openbare figure, en as openbare figure is julle gewoonlik openbare figure omdat die media julle gehelp het om daarby uit te kom. Maar julle kan nie openbare figure wees net op grond van julle goeie goed wat met julle gebeur het. Ongelukkig is dit ook so dat al die goed wat negatief is dikwels ook net so belangrik om te rapporteer. En dit is ons verantwoordelikheid as 'n koerant om ons lesers in te lig oor hierdie goed, en so ons gaan daaroor skryf, en dit geld wie ook al jy is. Maak nie saak of jy familielid is in die koerant nie, dit sal met jou gebeur, ons sal daaroor skryf, dit is hoe dit werk. En die redaksie, die redakteur het nooit nodig gehad om te kom toestemming vra of hy hierdie storie kan skryf of nie kan skryf. Daai besluit het hulle eenvoudig autonoom geneem en die bestuurspan sou daarbey aanpas. Ek dink net in daai tydperk was daar dalk 'n belangrike verwikkeling. Rapport as die enigste Afrikaanse Sondagkoerant op daai stadium het ewe skielik 'n konkurrent gekry. 'n Prof hier van Pretoria het besluit om 'n nuwe Afrikaanse Sondagkoerant te vestig in 'n direkte loods teen Rapport. Julle sal dalk onthou, daar was 'n koerant met die naam van Die Wêreld. En Die Wêreld was daarop gemik om soos hy dit destyds gestel het, om Rapport dood te maak, want ons is net hierdie sensasionele klomp rubbish, en hulle wil 'n koerant uitgewer meer gravitas gehad het. Klomp van ons personeel onder meer ook gesteel, ons het hulle gewaarsku destyds om nie te gaan nie, maar hulle het toe gegaan. Ons het besluit dat dis nodig dat hierdie koerant die kans gegee word om te loods. En ons gaan niks regtig spesifieks doen, ons gaan niks skryf oor hulle nie. Maar wat ek sê, as ek reg onthou, in die 6-8 uitgawes wat hulle uitgebring het hulle nogal baie gereeld het hulle vir Rapport aangeval om te sê, ja, maar ewe skielik is ons meer aggressief met bemarking, en ewe skielik is daar dametjies wat in die kafees op Sondag staan en vir die oomie uit die kerk het kom 'n koerant in die hand druk en 'n geskenkie bysit en so voort om hulle mee teen te staan. Dit was eintlik glad nie die geval nie. Ons het ons normale bemarking gedoen. Ons het absoluut stil gebly oor hulle bestaan. Buiten die dag toe hulle aankondig dat die koerant gaan dit nie maak nie, hulle gaan hom sluit. Hoe lank was dit toe nou van hulle loodsdag af? Jacques, as ek nie mis het nie, is dit 2 maande, 8 uitgawes, 10 uitgawes, wat ook al, toes die geld op wat hulle aanvanklik gehad het, 10 miljoen rand wat hulle begin het om hierdie koerant mee uit te gee.
En ek onthou tong in die kies het Tim op die voorblad van rapport het hy dit toe aangekondig as die einde van die wêreld breek aan. Wat so? maar dit het vir ons waarskuwingsligte laat flikker dat daar is 'n segment aan die onderkant van rapport se normale leserskap wat dalk nie noodwendig bevredig word deur wat rapport doen nie. En ons het 'n klomp navorsing gaan doen. Ons het gaan kyk na internasionale modelle. Ek het redelik baie gereis in die wêreld om te gaan kyk na ander, kom ons noem hulle red top koerante soos jou Sunday koerante in Engeland wat dalk 'n bietjie meer riskant is in terme van inhoud, ook in terme van hulle fotos en so voort. En besef dat daar's dalk 'n geleentheid om dit wel te kan doen. En ons het 'n voorlegging aan die Media 24 direksie en aan Koos Becker gedoen om te sê dat ons dink ons kan 'n koerant gaan vestig wat daai onderkant van rapport 'n bietjie gaan beskerm. En seker maak dat ons nie, as daar weer 'n konkurrent is, kom ons gaan eers self in die mark en ons bestuur daai gedeelte van die mark as wat ons toelaat dat 'n konkurrent dit doen. Al die werk is toe gedoen en ons het toe, jy sal dit onthou, 'n koerant geloods met die naam Sondag. Nie Sondig nie, Sondag. maar Sondag het sy eie totale redaksie gehad. Mike Vink was die eerste redakteur wat ons aangestel het. Een van my oud universiteitsvriende, hy was reeds nog by rapport gewees. En ons het hulle ook gaan posisioneer weg van rapport se kantore af in 'n ander gebou sodat hulle kan onafhanklik hierdie tabloid uitgee, maar met 'n bietjie meer ligte aanslag as wat rapport self was. En dit het natuurlik baie vinnig het dit ontwikkel tot 'n Sondagkoerant wat lyk soos die Sun in Engeland, waar jy topless page 3 dametjie het wat daar pryk. Ek het net aan die Scope gedink toe jy die Sun noem, ja, in Engeland. Wat natuurlik interessant was is dat met sy eerste uitgawe die koerant hier by 120,000 kopieë verkoop, rapport het niks verloor nie, enkele koerant nie. So met ander woorde, dit was eintlik vir ons die regte ding om te doen. Hy het nie gevreet aan rapport se sirkulasie nie, maar hy het 'n nuwe sirkulasie te ontgin. Maar natuurlik, daar was ook 'n interessante, ek weet dat by baie winkels wat ons gekom het die kafee-eienaars verstaan dat die oomie wat nou net uit die kerk uitkom en sy rapport kom koop en dan dosyn buns en so voort vir vanmiddag huiwerig was om Sondag op te tel gegee die inhoud en veral die bladsy 3. En het baie van hierdie kafee-eienaars begin om die Sondag in te voeg met die hand in rapport en dit dan aan te bied as 'n spesiale rapport. Kyk, dit gegaan dat niemand jou sien om koop nie. Dit was maar die dilemma, né? Korrek. En dan het die oomies uitgestap en die koerant en die buns in die boot gesit. Ja. En eers later wanneer maar dalk middagslaap vat het hy die Sondag uitgehaal. Dis baie snaaks. Ja, in 2010 het ons die koerantebesigheid weer 'n keer geherposisioneer en gesê kom ons kyk na 2 sake-eenhede vir die koerante, noord van die Oranje rivier en suid van die Oranje rivier. Ek is toe aangestel as die uitvoerende hoof van Nuusmedia Noord, wat dan nou rapport en die Sondagkoerante insluit, City Press, Sondag, Sunday Sun, maar ook Beeld en die Volksblad, en dis noord van die Oranje, en dan nou al die gemeenskapskoerante hierbo. Vir daai tydperk was ek onder meer ook al reeds vir 12 jaar die voorsitter van 'n gemeenskapskoerante besigheid met die naam van Mooival Media, wat 'n klomp koerante uitgee in die Vaal Driehoek, sowel as in Potch, die Potch Herald, die Caldwell Herald en dan hier in die suidelike in die Vaal Driehoek onder meer Ster en Vaal Weekblad ensovoorts. Dis 'n gesamentlike onderneming wat behoort aan Media 24 en Caxtons, maar Media 24 het meer aandelehouding in die groep en as sulks het dit as 'n Media 24 besigheid te funksioneer. Alhoewel die direksie het uit albei die maatskappye bestaan. So ek het dit toe as deel van my totale pakket bymekaar gekry. En al hierdie klomp koerante bestuur en hier in begin van 2011 Jacques het ek eintlik reeds besef dat waar die rapport 440,000 koerante verkoop is staan en naby 300 en besef 'n ou dat die digitale en sosiale platforms wat begin oorneem het in terme van hoe mense inhoud en nuus begin gebruik,
is besig om natuurlik hierdie besighede toe te maak, nie maar dit te verander na digitale besighede oor 'n periode van tyd. Ek het besluit dis tyd vir my om aan te beweeg uit die Media 24 groep uit en om my eie besigheid te gaan vestig daar buite, en ek het so 3 maande kennis gegee en ek is weg by Media 24 in Julie 2011. En my eie besigheid in die naam van Lekker Media eiendomsbeperk begin as 'n konsultasiebesigheid in die bedryf, omdat ek gevoel het ek kan waarde toevoeg tot verskeie goed in die mediabedryf, of dit advertensieverkope, boodskappe, bemarking, sakeplanne, bemarkingsplanne ensovoorts, dit nogal lekker sou kon doen. En dit was my goeie tydperk. Kan ek net sê, in die hele loopbaan tot nou toe het ek baie spesifiek 2 mentors gehad, Jan Malherbe by Media 24 en dan Roy Minnaar by Republikeinse Pers. Nie noodwendig ooit by Times Media Limited nie, maar daai 2 mense staan uit as mense wat leiding gegee het, geleenthede gegee het, empatie getoon het in terme van jou ontwikkelingsfases, gehelp het, gedruk het, geraas het, al die goed wat jy kan dink wat jou gehelp het om uiteindelik jou volle potensiaal te kon bereik. En dit is ongelooflik belangrik om altyd terug te kyk na Jan en Roy, en ek probeer hulle soveel as moontlik nog kontak en sien, net om altyd te sê dankie en dankie en dankie, en hopelik is daar 'n paar mense vir wie ek 'n mentor kon gewees het, en weet nie, dalk is daar, hulle kan maar laat weet as hulle dalk na hierdie podcast gaan kyk uiteindelik. So kort na ek weg is by Media 24, is ek genader deur die bedryfsliggaam MASA, the Marketing Association of South Africa, wat 'n bedryfsliggaam is. En dis 'n bedryfsliggaam wat nou weer 'n keer verantwoordelik is om die belange van groot nasionale adverteerders te behartig in die bedryf buite. Met ander woorde, hulle het nou weer ook sitting op direksies soos die ABC en SARF ensovoorts. En dis 'n liggaam wat befonds word deur maandelikse fooie wat betaal word deur, kom ons sê, plekke soos banke, groot kleinhandelaars ensovoorts. En daarvolgens moet jy hulle belange verteenwoordig op hierdie ander direksies en rade waar daar besluite geneem moet word oor bemarkingsgeld. Die bemarkers, MASA, the Marketing Association of South Africa, sê alles begin by hulle, want dit is hulle geld en hulle begrotings wat daartoe lei dat alle ander media eienaars uiteindelik kan bestaan en 'n bestaan kan maak, of dit nou 'n koerant is, 'n radiostasie, 'n TV-programstasie, wat ook al dit is. Dis hulle geld. En daarom wil hulle verantwoordelikheid hê wanneer daar besluite geneem word oor hierdie geld spandeer word. En ek is toe aangestel as die hoofuitvoerende beampte van MASA. Ek het gevra op 'n 1 jaar kontrak omdat ek wil aan die gang kom met my eie besigheid. Die primêre doelwit by MASA was, kry vir ons meer lede, met ander woorde gaan na groot bemarkers toe wat nog nie lede is nie en lede behoort te wees, sodat ons beter en meer verantwoordelikheid het en kan beter verteenwoordig word op die ander direksies waar ons geld aangewend word in die bedryf. Ek is gemaklik om te sê dat ons dit baie goed reg gekry, en onder meer ook in daai tydperk het ons 'n chartered marketing konsep gevestig wat gelykstaande is aan 'n chartered accountant. Met ander woorde, dis 'n toekenning of dan 'n spesifieke erkenning wat gegee word aan 'n bemarker om te sê dat ek is eintlik 'n superbemarker. Ek is meer as die gewone ou daar buite, en dit was binne die universiteit ensovoorts was dit verklaar as dit werk so. Dis goed. In daai tydperk wat ek my jaarkontrak klaar gemaak het, het die eienaars van die buiteligorganisasie, ook 'n bedryfsliggaam, RFO Media South Africa of OMSA, het 'n soortgelyke probleem ervaar. Hulle het nie meer uitvoerende hoof gehad nie. Hulle het gesoek daarna om hulle ledegetalle te verhoog en natuurlik ook om hulle as organisasie te versterk binne die bedryf sodat daar meer geld na die buiteligorganisasies toe vloei. Groot maatskappye soos
Soos 'n JC Decau byvoorbeeld. Ja, korrek. Toe het hulle nog nie in Suid-Afrika bestaan nie. Hulle het so 'n paar jaar gelede het hulle ingekom. So ek is toe aangestel as die uitvoerende Was Prime Media, nee, of was Prime Media? Media? Prime Media, ja, natuurlik Prime Media. En 'n klomp ander, daar's 'n klomp grootes en 'n klomp kleintjies. Baie moeilike besigheid om te bestuur omdat daar geweldige regulatoriese omgewing bestaan in terme van buitelugreklame. Ou kan nie sommer net 'n bord in jou erf oprig en sê ek gaan nou advertensies daar verkoop nie. Val wanneer dit kom by nasionale paaie waar jy byvoorbeeld die borde kan oprig binne 300 meter van 'n op of 'n afrit nie. Sulke goed dit bestaan. Baie belangrik in Kaapstad byvoorbeeld is dit 'n geweldige probleem vir buitelugmaatskappye want daar word geen buitelugreklame toegelaat op groot borde binne die Kaapstadse metropool nie. Glad nie. As jy weer Kaap toe gaan kyk bietjie, daar is niks. Jy kan buite die stad is daar baie borde en soos op die inry is daar maar in die stad self nie. En hulle rede is dat hierdie is die stad van die internasionale toerismebesoeker en ons wil dit graag so pristien as moontlik hou sodat wanneer hulle hier kom, dan lyk dit skoon en netjies en so voort. Natuurlik verloor hulle baie geld want uiteraard word daar tantiemes betaal deur die borde aan die stadsrade vir die feit dat hulle wel hierdie borde toelaat en so voort. Maar dis maar 'n besluit wat jy neem. Dis soos moet ek inperk of moet ek nie inperk nie? Sorry, ek net vir jou ek wil vanaf jou vraag vra. Jy weet jy het hierdie ongelooflike jy weet track record. Wat het jy 'n resep gevolg? Ek bedoel jy elke keer is dit die ouens veral met weet ons soek meer lede, ons soek meer lesers, ons soek jy natuurlik so jy het baie gefokus op die verkoop en die bemarking. Is daar 'n resep wat jy elke keer 'n wenresep wat jy gevolg het? As jy dit in 1 minuut kan opsom of is dit verskeie faktore? Ek dink is altyd 'n klomp goed. Maar die belangrikste wat ek altyd vir mense sê is dat om iets te verander moet jy toegang hê tot die bedryf. And if you don't have access and you can't get in there, you can't do anything. En ek dink gelukkig het ek deur my loopbaan by Republikeinse Pers, by Times Media Limited, by Media 24, het ek oor 'n tydperk van 30 jaar plus het ek toegang verkry tot die bedryf en omdat ek op so van hierdie individuele bedryfsliggame en direksies gedien het mense jou geken en dit jou toegelaat om daar te kom. Maar dit nie beteken dat jy altyd gaan suksesvol wees nie. Maar jy kon nie foon optel en iemand gaan antwoord, die telefoon gaan geantwoord word. Ja, maar Jacques, die 1 minuut antwoord is om die heel beste moontlike span wat jy het te kan aanstel om saam met jou dit te kan doen. En ek gaan net weer 'n keer terug gaan na Media 24. Die span wat ek uiteindelik gehad het, toevallig grootliks uit dames uit bestaan het. Advertensiebestuurder, bemarkingsbestuurder, promosiebestuurder, 2 redakteurs. Op 'n stadium is ek die enigste uitvoerende hoof gewees met 2 groot koerante met vroulike redakteurs, Lisa Albrecht op Rapport en V.L. Haffage op City Press. Maar 'n span wat ongelooflik nou kon saamwerk, amper as 'n familie en saam planne kon maak en saam dit kon uitvoer. Hierdie is nooit 'n ding wat ek op my eie gedoen het, hoegenaamd die Jacques, dit was altyd saam met ongelooflike spanne. En dan was dit navorsing, gaan doen jou huiswerk, maak seker jy weet waarvan jy praat. En wanneer jy ingaan met 'n plan, dan gaan dit werk, want jy het jou huiswerk gedoen. Dalk net een terug net gaan na Media 24, ek dink een van die groot suksesverhale wat vir die span baie goed gewerk het. Hier vroeg in 2000 het ek al besef dat die verkope van koerante daal eksponensieel en indien mense nie kan handelsmerk uitbreidings doen nie, of kom ons noem dit dan 'n brand extensions, met ander woorde manipuleer of gebruik jou gehoor wat jy reeds het daar buite om ander goed aan hulle te verkoop. Was my idee gewees om CD's uit te gee. So Rapport se pay-off-line is Rapport, ons praat jou taal, en dis natuurlik tweeledig, ons praat jou taal, Afrikaans, en ons praat jou taal, want dis wat jy graag wil hoor. Het ek na 'n platemaatskappy toe gaan, destyds EMI, en gesê, as ons vir julle 'n konsep gee van 'n Rapport CD, waar ons besluit, hoe lyk die track listing of die samestelling van die liedjies op hierdie CD, en ons gaan met julle 'n ooreenkoms aan. Ons bemark daai CD, julle doen die res. Julle doen die kleurings van die kunstenaars, die liedjies daarop, julle doen die drukwerk, die konsep van hoe die omslag lyk van hierdie CD,
en julle doen die verspreiding na die winkels toe, maar ons bemark hom wat julle niks kos nie, wat julle gewoonlik nie bemark nie. En ons vra 10% royalties, wat is dit in Afrikaans? Dis soos tantieme. Dis ek het nie eens geweet nie, Sarah. Op die verkope van die series wat ons 10% tantieme en ons die bemarking, hierdie is 'n vennootskap en julle betaal ons vir elke serie wat verkoop word. Nou, die eerste serie het hier in die omgewing van 130,000 verkoop. Dit was 'n rapport. Ons sing jou taal nie, ons praat jou taal nie. Dit was 'n baie groot verkope geweest. Ek weet in die tyd dat ek weg was by Media 24 was die totale aantal in die omgewing van omtrent 26 series wat ons gedoen het, plus 'n klomp DVD's, 'n soortgelyk, en ons het ook baie vertonings gedoen, live shows wat ons opgeneem het en dan later ook series van gemaak het. As ek nie reg, as ek nie mis het nie, was dit in die omgewing van 7 miljoen rand se tantiemes in kontantwaarde wat in rapport en die ander koerante se bottom line ingegaan het en wat 'n baie groot bydrae gemaak het tot jou winsgewendheid van die besigheid, alhoewel dit nie geskoei was op koerantverkope self nie. En jy daai waarde toegevoeg tot jou leser. En die waarde toegevoeg, met ander woorde brand extensions, handelsmerkuitbreidings. So Jacques, ja, na Out of Home, ek het elkeen van hierdie besigheid as 'n jaar bestuur, as 'n jaar kontrak, en toe is ek weg daarna en het toe 'n versoek gekry van 'n baie goeie vriend van my vandag, Willie Spies, wat natuurlik 'n baie bekende prokureur is. Hy was ook onder meer 2 termyne in die parlement gewees namens 'n destydse politieke party en so baie in die politiek in. En hy was toe die uitvoerende hoof gewees van Radio Pretoria. Hulle was toe nog nie Pretoria FM nie. Die vraag wat hy aan my gevra het is, hy het een van my voorleggings bygewoon by OUMSA. En het op die proses het hy gesien die goed wat ek mee besig was en toe vir my kom vra, is daar 'n moontlikheid dat ek hulle kan help uit die tydperk wat ek by Naspers gewerk het. Hulle wil baie graag Pretoria FM op die DStv se audioboekie en van daai kanale kry waar jy met ander woorde na Pretoria FM kan luister landwyd en nie net in die Pretoria omgewing waar hulle uitsaai. Hulle het alles probeer, hulle kon nie regkom nie. Ek het natuurlik die regte mense by Naspers geken en ook in DStv. Hoekom kon hulle nie regkom nie, Sarah? Ja, dis 'n interessante vraag. Ek dink daar's persepsies, of daar was destyds persepsies gewees oor Pretoria FM dat hulle dalk 'n bietjie regs is in ook, maar dit was nie noodwendig waar nie. Ons het toe 'n voorlegging voorberei en ek is na die regte mense toe saam met Willie Spies ons voorlegging hulle gedoen en gesê daar is te min Afrikaans op julle audioboekies, hierdie kan 'n bydrae maak, dit van goeie inhoud wees ensovoorts. Hulle het gevra dat hulle moet wag vir 'n nuwe satelliet wat geloods moet word vanuit Cape Canaveral wat meer kanale beskikbaar gemaak aan MultiChoice en dan sal hulle ons laat weet en 'n maand of wat later is dit ook so en hulle het dit reg gekry. Ek het toe vir Pretoria FM gehelp om saam met 'n reklameagentskap 'n baie interessante veldtog te loods om te sê maar jy kan nou na Radio Pretoria luister deur middel van DStv enige plek in die land en die veldtog was eintlik baie interessant geweest. Ons het daai tipiese foto as jy nou van die Parel se kant af Kaap toe ry en dan kry jy nou daai groot oorhoofse borde wat sê Brackenfell, Durbanville, Kaapstad vorentoe en dan onder dit ons baie borde gaan insit Pretoria. en dieselfde gedoen in Bloemfontein en in Port Elizabeth en in Durban en oral en dan mense het gevra what the hell? So, ek kan 'n Pretoria kry in die Kaap en in Durban en oral. Dit was baie lekker veldtog en ons het dit op sosiale en digitale media het ons dit geloods. Wil jy toe my gevra om te help om 'n advertensieverkope span vir Pretoria FM te loods, sodat so 'n bietjie gesukkel met die advertensieverkope en ons het 'n span saamgestel en ek het meer betrokke geraak by die radiostasie. Uiteindelik het ek 'n aanbod gekry om as die stasie hoof aangestel te word. Ek het toe gesê nee, omdat ek en my seun op daai stadium ons eie besigheid met Lekker Media verder wou voer en toe nie daarmee aangegaan nie. So ek is toe weg by Pretoria FM. Ek glo op goeie voet. En ons is nog steeds vandag baie goeie vriende met mekaar, so ek aanvaar dit van goed. Ek was deel gewees van die proses om dit te trek van die ou kantore na die nuwe kantore. Dit is nou alweer by nuwe kantore en
was ook deel van die strategiese gesprekke rondom, miskien is die naam Pretoria FM dalk die probleem, miskien moet dit of Radio Pretoria die probleem, miskien moet dit Pretoria FM of iets anders te word, en natuurlik uiteindelik het dit Pretoria FM geword, maar dit is nadat ek weggestaan. Ek is in 2016 is ek genader deur die baas, die eienaar van Groot FM, wat ook 'n ander radiostasie besit, Tygerberg 104 FM in die Kaap, wat 'n tipiese gospel radiostasie is. Hulle het uitvoerende hoof gehad hierbo, of 'n hoofbestuurder van die radiostasie wat weg is by die stasie, en intussen tyd het dit beteken dat hy elke nou en dan hierbo moet reis, en hy bly in die Kaap, dan moet hy hiernatoe kom, en hy is deel van die bestuurspan hierbo, en die bestuurspan wat hy het is baie spesifiek, of op die inhoud, of op die bemarking ensovoorts, en daar is nie noodwendig 'n oorhoofse span nie, en hy kort iemand om hierdie besigheid te bestuur. Ek moet net byvoeg, op daai stadium was daar reeds die platform gewees wat die radiostasie Groot FM ook dit reg gekry het om kort voordat ek aangesluit het by die span ook die ontbytprogram van Groot FM in die oggend, wat die groot ontbyt is, ook te kon laat uitsaai op Kyknet. So dit was voordat ek daar gekom het, Jacques, dis nie ek wat dit geskep het nie, dit was reeds daar in plek gewees. Groot Plaas het eintlik eers daarna gekom, en dit was 'n verdere ontwikkeling gewees van 'n radioprogram wat ook op nasionale televisie, en eintlik is dit 'n absolute 'n wenner, nog nêrens in die wêreld wat ons weet op die skaal gedoen word nie. En dit maar kom van jy ekskuus Sarel, ek van jou rede, maar jy was vir my geklink of jy wel 'n pionier was by Pretoria FM om die gemeenskapsradiostasie daai nasionale reach te gee. Wel, sekerlik vir Pretoria FM met die feit dat hulle toe kon op DStv audio uitsaai, maar nie in terme van beeld nie. Die konsep van die groot ontbyt wat gelyktydig in die oggende tussen 6 en 8 op radio sowel as TV uitgesaai word, is 'n maaksel van Harde Sewensterk, die uitvoerende hoof van die groep. Hy was toevallig in Los Angeles gewees een oggend waar hy geluister het na 'n program wat toevallig ook op sy rekenaar gestream was. Dit was nie op nasionale TV nie, maar dit was ook 'n kombinasie van jy kan luister en jy kan kyk. En hy het besef maar daar's 'n geleentheid hier, want voor die groot ontbyt was daar 'n ander ontbytprogram op Kyknet wat blykbaar gesukkel het in terme van kykers. Hulle het ook gesukkel met advertensieverkope. Nou die konsep van die groot ontbyt was, ons saai dit op nasionale TV uit vanuit ons radioateljees, en ons gaan dit op beide platforms ten alle tye gelyktydig uitsaai. en dit was vir die kanaalhoof, Karen Meyering, was hierdie 'n opsie gewees, want eerstens, dit kos haar niks, en onthou, inhoud is duur, en as jy moet 'n program gaan skep vir 'n radio of vir 'n TV-stasie, dan beteken dit dat jy moet mense aanstel, jy moet inhoud gaan skep, dis alles duur. Hier het ons gesê, hier is die inhoud, ons gaan dit doen, dit kos jou niks. Jy gaan advertensie gelewe kry nog steeds, elke kwartier kry jy 3 minute wat jy advertensies kan verkoop, en ons dink ons gaan kykergetalle groei dat jy kan goeie advertensieverkope kry daarvoor. So, en dan gaan ons nog 'n deel van die verkope wat ons hanteer, wat eintlik hierdie 4 minute en 2 minute sales is op die program, gaan ons ook nog vir jou 'n deel van teruggee. So dit was 'n wen-wen-wen vir Kyknet, en dit was 'n wen-wen-wen ook vir Groot FM, want op die manier het Groot FM as 'n streekradiostasie of 'n gemeenskapsradiostasie dit reg gekry om homself te posisioneer op 'n nasionale vlak op 'n televisiekanaal, kanaal 144, en 'n halfuur later was dit weer op 145 uitgesaai en herhaal, omdat daar 'n bietjie van 'n ander demografiese profiel is wat na daai kanaal kyk. So dit was 'n absolute wenner, want op die skerm was dit altyd Groot FM se kontakbesonderhede wat genoem was. Dit was nie die groot ontbyt nie, maar dit is die groot ontbyt is 'n sub-brand of 'n handelsmerk van Groot FM, en dit het Groot FM groter gemaak as bloot die feit dat hy 'n gemeenskapsradiostasie is in Pretoria uitsaai. Ek het 3 doelwitte vir myself gestel toe ek daar gekom het. Groei die luisteraarsgetal van die radiostasie, met ander woorde Groot FM, groei die kykersgetalle van die groot ontbyt, want dit is belangrik vir albei die vennote. Kyk net
sowel as vir die radiostasie, en groei die omsette vir hierdie pakkie van goed wat ons verkoop het, advertensieomsette, met ander woorde vir die radiostasie en die TV-program in totaliteit. Ek is vir die jaar in September het ek het 'n 2 jaar kontrak met Dardis geteken. Dit het oorgeloop na 'n 3de jaar toe. Ek het so in April vir die jaar het ek besef dat hierdie span loop pragtig. Ek is dalk nou 'n bietjie oud. Daar's tyd vir 'n nuwe jong groep om oor te neem en te hanteer. Ek het dit met Dardis bespreek. Ek was besig om 'n nuwe nuusdiens bulletin vir hom te vestig op daai stadium. Ek het dit eers klaar gemaak en toe weg en intussen tyd my eie besigheid begin. Weer 'n keer. Hoorie, maar sorry, ek net terugkom na Groot FM wat baie belangrik is en ek dink jy het op 'n tyd vir my genoem het my bygebly is dat 'n gemeenskapsradiostasie en hoekom die Groot FM model so indrukwekkend is 'n gemeenskapsradiostasie moet 65% as ek reg onthou van sy inhoud moet te maak het met die gemeenskap. Dit moet plaaslik. Aan die ander woord, hy mag nie, dis teen die wet. Hy kan nie oor ander goed praat nie. Hy moet so, maar wat julle het daai 65% beperking deur die TV-komponent in te bring, het julle 'n gemeenskapsradiostasie daai nasionale blootstelling gegee. Korrek. Jacques, as jy aansoek doen om 'n gemeenskapsradio lisensie by Kasa Telekom, dan indien jy suksesvol is, dan kry jy 'n lisensie wat verskriklik duidelik voorskrifklik is. Met ander woorde, dit gaan vir jou sê byvoorbeeld dat jou inhoud wat jy op die radiostasie uitsaai, moet 70% plaaslike inhoud wees, 20% daarvan kan nasionale inhoud wees en 10% kan internasionale of ander inhoud wees. Dit geld ook toevallig vir die nuusinhoud wat jy aanbied. So as jy nuus uitsaai op die radiostasie, jy moet dit doen. Dit sê dit ook in die kontrak of die ooreenkoms of die lisensie wat sê julle moet 81 minute per dag nuus uitsaai op hierdie radiostasie. En dit word ooreengekom in terme van die lisensie wat jy bekom. So daai 81 minute kan jy nou gaan verdeel in bulletins soos jy wil. Ek het 'n 6 uur bulletin, 'n 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, wat ook al. En elkeen van hulle is 3 minute lank. En dit sê ook hoe daai bulletin se inhoud moet lyk. Dieselfde geld vir die musiek wat jy aanbied. En hulle gee grasie oor 'n tydperk. So jy begin by 60%, uiteindelik is jy by 70 en dan is jy by 75 ensovoorts. En dit word op 'n maandelikse basis word dit gemeet. So jy moet verslag doen aan die KASA op 'n maandelikse basis deur te sê hier is die inhoud van my musiekkomponent, hier is die inhoud van my ander komponent, my programme, hier is die inhoud van my nuuskomponente en dis hoe die persentasies lyk. As jy nie noodwendig daarby uitkom nie, gaan hulle grasie gee. Jy moet uiteindelik daarby uitkom. Hulle verstaan dat dit is nie altyd moontlik om dit onmiddellik te doen nie. Maar terselfdertyd kan jy gepenaliseer word en jou lisensie weggeneem word indien jy eenvoudig hierdie goed ignoreer. En nou, mense kan aanvaar dat die KASA kan nie na 300 radiostasies luister nie. So wat hulle wel doen is, een keer 'n jaar versoek die KASA dat jy moet 'n spesifieke maand se volledige uitsaai van elke dag vir 'n maand moet jy vir hulle kan verskaf en onthou al hierdie goed word gebackup op 'n stelsel so jy kan dit doen. Hulle gaan ook sê Mei 2019, ons wil julle totale uitsaai van daai maand moet julle vir ons asseblief op 'n stokkie sit en laat aflewer en dan gaan ons daarna luister en dan gaan ons kyk na julle syfers en bepaal of julle behou by die ooreenkoms en die lisensievoorwaardes. So dit is belangrik dat jy daarby bly en nog steeds bly Groot FM selfs met die groot ontbyt by daai selfde resept. Dis bloot 'n geval van wanneer ons byvoorbeeld of hulle, ek is nou weg daar, wanneer hulle byvoorbeeld die verkeer sou doen in die oggend, dan sal hulle fokus op die Pretoria verkeer, maar hulle sal ook Johannesburg se verkeer noem en ook Kaapstad se en Durban se en Dina verkeersissues is, sal hulle dit op die manier hanteer, maar dit is 'n bietjie van 'n nasionale flavour gee, maar dit is daarom 'n program wat nasionaal uitgesaai word. Dan is daar onderbrekings in die oggend 6 en 8 wanneer die radio en TV skei en sekere van die programme byvoorbeeld net op TV uitgaan en ander net op radio uitgaan. Dit help natuurlik vir sekere goed, want van die inhoud wat op TV uitgaan, werk net nie vir radio nie. Kom ons vat die kooksegment. Daar staan 'n chef en praat met iemand en wys goed.
die ou wat luister daarna in 'n karradio, gaan nie verstaan wat daar aangaan nie. So die kookgedeelte of daai inset in die oggende gaan net op TV, nie op radio uit nie. In daai tydperk word daar ander inhoud vir die radio aangebied, wat uit die ateljee uit aangebied word. So dit is 'n bietjie van 'n nagmerrie, en 'n ou moet eintlik net een oggend self daar wees om te kyk hoe dit werk. En ek weet jy, Jacques, was toevallig een van die gaste op die groot ontbyt gewees met klipkouers 'n hele paar jaar gelede. Ek is bly om te sê 2 jaar gelede was die eerste 3 jaar kontrak wat kyk net met Groot FM aangegaan het om hierdie program aan te bied, was op die punt om hernuut te word of nie hernuut te word nie. En ek het die voorreg gehad om met die kyknetspan te sit en die kontrak vir 'n verdere 3 jaar te hernu, want dit werk vir hulle. Dit werk ook vir ons. Ek het so 2 jaar gelede het ek vir die radioprogram of vir die radio self het ek 'n voorstel gemaak aan die radio François Botha om so 'n bietjie in die oggende, wanneer daar 'n lal is na jou drive breakfast show en weet dit voordat jy by die drive in die middag kom, huis toe gaan ry, so 'n bietjie iets anders skep waar die volk kan lag, die Pretoria mense kan lag, met 'n span mense in die ateljee wat kan praat oor nonsens en baie kan lag daaroor, en om die luisteraars in die kantore waar hulle werk en luister na Groot FM te betrek en om boodskappe in te stuur en te luister daarna ensovoorts. Maar dit moet laf wees. Dit moet dit wees. En ons het besluit om dit te doen, en François het gesê, nou maar wat gaan ons hierdie program noem? En ek het gesê, nou maar kom ons praat daaroor. En François het gesê, maar daar's die naam. Kom ons praat daaroor. Want ons kan nou enigiets praat. Maar kom ons praat oor, en ons gaan 'n tema hê elke dag, en ons gaan interessante goed uit die koerante en so voorts haal en daaroor gesels. En dit is toe presies wat gebeur het. Kom ons praat daaroor, het begin, dit was 'n absolute weghol sukses van die begin af. Ons het gesien hoe 'n spike begin toeneem in die luisteraarsgetalle daai tyd van die dag, en die betrokkenheid van luisteraars deur middel van WhatsApp boodskappe, ateljee en so voorts, tot die punt toe waar regte die land het mense begin deelneem aan Kom ons praat daaroor. En ek het so jaar gelede al het ek eendag by 'n vergadering waar Karen Meyering betrokke was, gesê, maar ek weet nie wat jy tussen 11 en 12 op kyk net uitsaai nie, maar en ek het regtig nie geweet, maar ek vermoed dit julle saai reruns uit. Toe sê sy, hoekom? Sê ek, wel ons het 'n oulike program begin met die naam van Kom ons praat daaroor, wat ons op presies dieselfde manier as wat die groot ontbyt uitgesaai word in die oggend, want ons het daar die kameras en alles in die ateljee en die tegniese mense om dit te doen. Ons kan Kom ons praat daaroor op kyk net uitsaai. En as dit werk, kry jy weer 'n keer geleentheid om advertensies te verkoop in 'n kanaal wat jy tans dalk nie, of op 'n program wat jy dalk nie dit reg kry nie. Maar vir ons is dit 'n tweede geleentheid om die radiostasie op 'n nasionale vlak te vestig. Hulle het daaroor gepraat, en in verlede jaar in Oktober maand, of net voordat ek weg is, het ons die boodskap gekry dat dis 'n go, ons kan gaan. So vanaf die middel van Februarie hierdie jaar is Kom ons praat daaroor tussen 11 en 12 ook op kyk net kanaal 144. Dis nie elke dag tans nie, dis net op Woensdae as 'n toetsfase. Maar blykbaar is die terugvoer wat hulle kry van die kykers nou al wat ook kan kyk na die spannetjie in die ateljee met hulle nonsens, is van baie groot waarde en almal geniet dit baie. So ja, ek dink dis daai tipe van ding, weer 'n keer 'n handelsmerk uitbreiding van 'n bestaande ding, soek nuwe geleenthede om jou inhoud te gaan op 'n ander plek plaas, kry 'n nuwe gehoor, kry daai gehoor om betrokke te raak, help dat daai gehoor jou kry om meer advertensies te kan verkoop, uiteindelik maak jy meer geld uit die ding uit, almal is happy. Daai is dink ek definitief deel van jou suksesresep, nê. Nee, dit is dis my interessant daai tema. Ek kan daai tema spot deur jou fascinerende loopbaan en dit maak sin. Dit is dis 20 eeuse beginsels wat nog meer relevant is in die 21ste eeu met betrekking tot bemarking. Sarel Du Plessis, dit was heerlik om jou te gesels. Altyd lekker om met jou te gesels. Ek het nou 'n paar keer wat ons al gesit het. Ek kan vir ure na jou luister. En verskriklik dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. Dit is baie insiggewend gewees en sê vir my, waar kan die klipkouers, jy het lekker media, waar kan die ouens met jou kontak maak? Ek dink maklikste miskien
Jacques, is om gebruik te maak van Media Monster. Dis www.mediamonster.co.za. Daar's 'n webtuiste waar al my kontakbesonderhede op is. Fantasties. Sarel, dankie. En ek sien uit om jou binnekort weer aangesig tot aangesig te sien. Sal lekker wees, Jacques. Lekker dag vir jou verder. Dankie, Selle. Totsiens. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.